Hallo julle en baie welkom terug by ons aanlyn dienste. Ek hoop dat julle ook so opgewonde is vir die kwartaal wat voorlê soos wat ek is. As julle so om my kyk vanoggend, ek wonder of julle kan raai wat ons kwartaal tema is. So ons tema vir hierdie kwartaal is high score. Wie van julle het al 'n high score in 'n speletjie gekry? Ek weet almal van julle het al iewers 'n speletjie gewen en julle was baie opgewonde daaroor. Daar is gewoonlik verskillende goed wat gebeur gedurende jou speletjie voordat jy by die volgende level kan kom. Soms gaan dinge nie soos jy beplan nie en jou speletjie glitch dalk en jy moet iets heeltemal van voor af begin. En dan soms as ons sukkel met 'n speletjie en ons gaan soek 'n bietjie rond, dan kan ons dalk 'n cheat code vind wat ons help om by die volgende level uit te kom. Wie van julle het al so gefokus en so baie tyd aan 'n speletjie spandeer dat jy dink dat jy dalk die geheim ken van hoe om daardie speletjie te wen? Hierdie kwartaal gaan ons kyk na die lewe van Elia. Hy was 'n profeet van God. En hy het 'n paar geheime gaan geken van hoe om te wen in die lewe. En ons gaan bietjie sy lewe bestudeer hierdie kwartaal om te kyk of ons ook daardie geheime kan vat en dan te kan sien of ons ook kan wen in die lewe. Hy het geweet hoe om te wen. Hy was getrou en gefokus op sy taak en dit wat God van hom gevra het. Ons gaan leer wat om te doen as ons 'n glitch in ons eie lewe ervaar. Ons gaan ook leer dat ons soms iemand nodig het om ons te help, net soos wat jy soms 'n tweede speler in jou speletjie nodig het om te kan wen. En dan gaan ons leer wat hy gedoen het om by die volgende level uit te kom. Regdeur die lewe van Elia kan ons sien hoe hy op God vertrou het. En net soos hy moet ons ook leer om op God te vertrou. Elia het altyd gewag op God om vir hom te wys wat om volgende te doen. Ons onthou vers vir hierdie kwartaal is Spreuke 3 vers 5 en 6. Kom ons lees dit saam en dan onthou jy om dit te memoriseer in die weke wat voorlê. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë dat hy jou baie gelyk maak. Soms weet ons nie wat om te doen in moeilike situasies nie en ons weet nie hoekom dit met ons gebeur nie. Maar wanneer ons dan so voel, is dit belangrik om te weet dat net soos wat hierdie vers sê, dat ons dit nie op ons eie hoef te doen nie, dat ons net op God moet vertrou en wag vir hom om ons te lei. En dan sal hy ons baie gelyk maak en hy sal vir ons wys waartoe om te gaan en wat om te doen op die regte tyd. Ons moet na God toe gaan om ons te help en te vra of hy ons sal help in ons moeilike situasies. En dan, wanneer ons dit doen, beloof die woord dat hy saam met ons sal gaan en dat ons nooit ooit alleen hoef te wees nie. Nie een week hierdie kwartaal misloop nie. Kom speel saam met ons aan ons speletjie, sodat ons saam kan sien hoe om by die volgende level uit te kom. Kom ons bid saam en dan sien ek julle weer volgende week. Hemelse Vader, dankie dat ons na U kan roep in moeilike tye. Dankie dat U weet wat ek nodig het voor ek kan vra. Help my om nie staat te maak op my eie insigte nie, maar om op U te vertrou om verby die regte pad te wys. In Jesus se naam, amen.